Welkom by ons volgende hoofstuk in ons reis deur Handelinge, hoofstuk 12. Dit bestaan uit 25 verse en dit kan hoofsaaklik in 3 dele verdeel word. In die 83 vertaling is dit dan ook so, die eerste gedeelte lees ons van Herodes, koning Herodes, wat Jakobus deur die swaard laat doodmaak. Ons lees van Petrus wat in die tronk is en dan deur 'n wonderwerk bevry word, en dan in die derde gedeelte van hoofstuk 12 lees ons van die dood van hierdie einste koning Herodes. Daar's dikwels moeilike vrae in ons lewens, moeilike vraagstukke. Baie van dit beïnvloed geloof of mense se kyk na dinge wat gebeur. Een van die gebeurtenisse in ons geskiedenis wat 'n reuse invloed gehad het op mense se geloof en hoe om na geloof te kyk, is die groot aardbewing, en dit het plaasgevind 1 November 1755 in Lissabon. Dit was op 'n Sondag gewees, omtrent so 9:30 min of meer die oggend gewees. Die Romeinse kerk het ook daardie spesifieke dag, het hulle die All Saints Day gevier. So baie mense het na Lissabon gekom om hierdie spesifieke dag te vier, en kerke en kathedrale was vol gewees. En omtrent 9:30 die oggend, 'n reuse aardbewing. Die geskiedenis wys dat dit so tussen 8.5 en 9 op die Richterskaal geregistreer het. So ons weet dit was 'n enorme aardbewing. Wat ook gebeur het met hierdie aardbewing, omdat daar baie kerse in die kathedrale en die kerke was, het daai kerse omgeval tydens die aardbewing, en dit het 'n klomp brande dwars oor Lissabon veroorsaak, wat uiteindelik versprei het na die bosse en sulke goeters. Daar is tussen 70 en 100.000 mense dood daardie dag. En dit het baie vrae laat ontstaan. Die mense in die tyd het, een van die redes wat hulle gesê het, hoekom dit gebeur het, die Engelse skrywers verwys daarna as the wrath of God, die woede en die toorn van God, en dit is hoekom dit gebeur het. En dan het ander mense daarop gereageer deur te sê, maar hoe kan dit wees? Die grootste deel van die stad was in kathedrale en in kerke bymekaar, juis om All Saints Day te vier. So dit laat ons met die vraag oor, hoe moet ons dink vanuit 'n geloofshoek oor moeilike goed wat gebeur, rampe, waar mense dood is. So daai spesifieke dag, mense wat nie in die aardbewing gesterf het nie, het deur die tsunami wat daarna gekom het verdrink, en dan ook deur die veldbrande. So 3 rampe wat op een dag in Lissabon plaasvind. Baie van die kommentare, teoloë wat skryf oor Handelinge 12, wonder oor dieselfde ding wat gebeur het met Jakobus. Ons sien hierdie 3 verskillende gebeurtenisse in hoofstuk 12. Ons sien dat Jakobus, die broer van Johannes, deur Herodes Agrippa, dit weet ons nou later, was sy naam gewees. En Herodes Agrippa was heerser van die Romeinse ryk oor Juda, ook spesifiek daardie tyd, in die tydperk 41 tot 44 na Christus. So ons weet, dit is min of meer wanneer hierdie gebeurtenisse plaasgevind het, waarvan ons lees in Handelinge 12. So die 2 goed wat teenoor mekaar staan, is die dood van Jakobus en die vrylating van Petrus. Jakobus was die broer van Johannes, en hy was een van die 12, hy was 'n apostel gewees. So dis nou al die tweede persoon wat 'n groot invloed in die kerk gehad het destyds van sy tyd. Eerste een is Stefanus wat gekruisig is, en dan lees ons dat Jakobus vermoor word. En net daarna lees ons dat Petrus vrykom uit die tronk uit deur hierdie wonderwerk. En dit laat baie vrae ontstaan, soos, hoekom het God nie gekeer dat Jakobus vermoor word nie, maar om Petrus te laat vrykom deur hierdie wonderwerk? So ons gaan 'n bietjie delf daarin.
in ons Bybelstudie in hierdie week, wanneer ons by hoofstuk 12 stil staan. In my lees en bietjie navorsing doen oor hoofstuk 12, toe ek die Bybelstudie opgestel het, is daar een ding wat ek onthou, en dit is dat daar's nie een geloof wat 'n bevredigende antwoord op pyn en lyding en rampe het nie. Almal worstel daarmee. Jare terug was ons antwoord wanneer mense, ek wil sê, en ek sê dit met groot respek, wanneer hulle voor hulle tyd sterf, gesê maar God het die mooiste blommetjie kom pluk, of sy streep is getrek, of haar streep is getrek, en so aan. En die ander ene was, dit was die wil van God, en ons kan nie met God argumenteer nie. Vandag vra mense baie vrae hieroor. En hoofstuk 12 maak sulke vrae in mense wakker. So in die verskillende groepe waar jy by mekaar kom, of waar jy dalk alleen hierdie Bybelstudie reeks saam met ons doen, laat weet sommer net, stuur vir my e-pos as jy wil, dion@hawe.co.za, oor jou eie worsteling met hoofstuk 12 en die teenoorgesteldes wat ons kry. Want die eerste gedeelte wat ons sien is dat Jakobus vermoor word. Dan kan 'n mens sê, maar hoe kan dit? Dit is nie regverdig nie, en so aan. Die tweede gedeelte lees ons oor Petrus en die wonderwerk dat hy uit die tronk uitkom, sê ons, ja, weet jy, dis gebedsbeantwoording en is so wonderlik. En die derde gedeelte is Herodes Agrippa se dood, en dan sê ons, ja, weet jy wat, dis goed dat hy dood is, dis justice. Maar ons worstel daarmee. So as jy vra dit in die groep waar jy is, of stuur vir my e-pos en dan kan ons bietjie daaroor gesels. Maar sterkte, Handelinge hoofstuk 12.